Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Dinsdag, die 27ste Januarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: 2 mense sterf toe hulle seekoei wou slag. Nuushooftrekke vir vandag: 'n voormalige fisioterapeut van die Protea sterf. 2 mense sterf toe hulle seekoei wou slag. Weermag het miljoene rande vermors. Nuwe stappe vir ekonomiese groei vir die land word uiteengesit. Joe Schmidt wil die Nieu-Zeelandse rugbyspan afrig nie. Bagula wen vir Madison Keys in tennis toernooi. 2 mense het verdrink toe lede van hulle gemeenskap probeer het om by 'n seekoei karkas in die Umfolozi rivier in KwaZulu-Natal uit te kom om die vleis in die hande te kry. Toe amptenare van Nzimvelo op die toneel aankom, het 'n groot groep mense van die plaaslike gemeenskap naby die rivier saamgedrom. Die modderige terrein en baie gevaarlike toestande sou dit ook hoogs gevaarlik maak. Die span het plaaslike veeartse gekontak, daarna's besluit om die seekoei van kant te maak. Dit was weens die genoemde omstandighede nie moontlik om die oorblywende deel van die karkas te verwyder nie. Dit het voorlopig in die rivier agtergebly terwyl verskillende opsies oorweeg is. Volgens die polisie het 1 persoon verdrink terwyl hy probeer om die karkas te probeer bereik het. Nog 'n persoon het verdrink terwyl hy na die persoon gaan soek het wat vroeër verdrink het. Die 2 mense wat verdrink het was albei mans gewees. Hulle ouderdomme is tans onbekend. Die polisie sê mense is baie desperaat vir kos. Hulle jag meer dikwels diere soos seekoeie in hierdie omgewing. Nzimvelo, sowel as die isiMangaliso Vlei-land se parkowerheid, het hulle meegevoel met die familie van die oorledenes betuig. Die owerhede het ook ernstige beroep op die gemeenskappe gedoen om hulle daarvan te weerhou om by karkasse van wilde diere te probeer uitkom of vol riviere binne te gaan, omdat dit baie gevaarlik is, het hulle gesê. Die vang van seekoeie in strik is onwettig en word as 'n misdryf beskou. Craig Smith, wat 60 jaar oud was, 'n voormalige fisioterapeut van die Proteas cricketspan, is onlangs aan kanker oorlede. Hy was vir 11 jaar van 1991 tot 2002 deel van die nasionale span en het in hierdie tyd met spelers soos die destydse kaptein Kepler Wessels, Hansie Cronje, asook Arnold Donald en John T. Rhodes saamgewerk. Hy het sy fisiobed en al sy toerusting, medikasie en wat ook al nodig was na elke wedstryd saamgeneem. Dit was saam op elke vlug gewees. Pat Simcox het sy huldeblyk afgesluit met woorde van dank en medelee aan Vis. Dankie vir alles wat jy gedoen het en was. Daar was altyd eensame tye vir jou, sowel as baie lag en pret saam met jou. Te veel tye om oor te skryf. Jou jong heengaan is 'n tragedie vir ons almal. My opregte meegevoel aan jou seuns en familie, mag jy vir ewig in vrede rus. Dave Nosworthy, 'n oud kollega van Smith, het ook sy meegevoel in die plasing op X betuig en Smith as een van die uiters beste en 'n goeie mens beskryf. Inligting oor die gedenkdiens is nog nie bekend gemaak nie. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, die SANW, se beplande begroting van R372 miljoen vir 'n Sydaglange viering van Weermagdag volgende maand in Thohoyandou in Limpopo is 'n groteske vermosking van geld wat beter aangewend kon word, meen die vakverbond COSATU. DA het ook gister die beplande peperdier skouspel gekritiseer en meen dis 'n simbool van hoe verdedigingsprioriteite skeefloop in 'n tyd van knap begrotings, dalende gereedheidsvlakke en min hulpbronne. Die verontwaardiging volg nadat die rapport Sondag onthul het hoe die reeds geldende sukkelende SANW beplan om die reuse bedrag op sy Weermagdag viering op 21 Februarie te gaan bestee. Ramaphosa sal die vieringe as opperbevelvoerder ook gaan bywoon. Die koerant het berig hoe van bronne verneem is dat sowat 7000 soldate van die leer, lugmag, vloot en militêre gesondheidsdienste van weermagbasisse landwyd die viering sal bywoon. Net hulle reis en verblyftoelaas sal sowat R250 miljoen beloop en die verwagte rekening vir toerusting en voertuie nog R122 miljoen. As hierdie reëls oortree is, sal die DA seker maak dat daar aanspreeklikheid en gevolge is vir diegene wat verantwoordelik is. Action SA sal sy burgemeesterskandidaat vir vanjaar se munisipale verkiesing in Johannesburg op 21 Februarie aankondig en Herman Mashaba, leier van die party, staan steeds 'n kans om benoem te word vir hierdie belangrike pos. Action SA is besig om 'n werwingsveldtog om 'n geskikte kandidaat te kry en beplan die aankondiging op 21 Februarie op 'n groot byeenkoms in Soweto.
Daar word ook met Masiaba gepraat, soos hy Michael Beaumont, voorsitter van Action SA. Volgens hom is Action SA op soek na burgemeesterskandidaat wat die Johannesburgers hoop sal gee. Hy meen die inwoners van Johannesburg is nog meer moedeloos omdat hulle moet kies tussen Helen Zille van die DA en die ANC se Dana Morero. Met een bom na die ander het gister gebars oor hoe Senzo Mchunu, wat op verpligte verlof geplaas is, glo geheime getuie voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek probeer oorreed het om ten gunste van hom in sy getuienis te lieg. Volgens hom wou Mchunu 'n inligting hê wat hy kon gebruik het teen die eenheid wat politieke moorde in KwaZulu-Natal en misdaadsyndikaate in Gauteng ondersoek het om hulle sodoende in die skande te steek. Hy wou aan getuie voorskryf wat hy voor die kommissie moes getuig het. Volgens sy getuie het hy laat in Desember 2024 'n oproep van Mchunu gekry. Slegs enkele mense het sy selfoonnommer, onder wie 'n baie klein kring kollegas en die inspekteur-generaal van die intelligensiediens. Hy het gedink dis een van hulle wat die nommer aan die minister gegee het. Getuie het aan die kommissie gesê Mchunu het gevra of hy weet wie dit is wat hom bel. Dit is sy bevelvoerder op die lyn. Getuie sê Mchunu wou meer weet oor die moord op Makaka en watter polisielede daarbey betrek was. Die kommissie se sitting hervat vandag om 09:30. Stap om die ekonomie verder te laat groei en meer werksgeleenthede te skep, sal op die komende Legotla van die kabinet uiteengesit word, soos die president Cyril Ramaphosa. In die laaste maande van verlede jaar het ons 'n aantal aanduidings gesien dat ons gesamentlike pogings om ons ekonomie te herbou vrugte afgewerp het. Die ekonomie het vir 4 agtereenvolgende kwartale groei getoon, het hy gesê. Hy sê die presidensiële ekonomiese adviesraad het op sy eerste vergadering van die jaar verlede week duidelike voorstelle gemaak oor hoe om hierdie doelwitte te kan bereik. Laer elektrisiteitspryse is van kritieke belang vir sowel inklusiewe groei as maatskaplike ontwikkeling. Net so bly die verbetering van logistieke prestasie van spoorvervoer, hawens en vragkorridors noodsaaklik vir uitvoere, industrialisering en werkskepping. Pogings moet vanjaar daarom verdubbel word om investering te laat groei en werksgeleenthede vir langtermyn winste te skep, het die president gesê. Meer as 6 jaar nadat die 15-jarige Asim Solomon van die Parel in die agterplaas van 'n erf in Chicago in die Parel gesterf het, is sy moordenaar verlede week in die Hooggeregshof in Kaapstad skuldig bevind aan sy moord. Adriaanse en sy medebeskuldigdes is almal feitelik binne 'n week na die voorval deur die ondersoekspan in hegtenis geneem. Hashim, 'n graad 9 leerling aan die New Orleans Secondary School, was op Vrydag 6 Desember 2019 saam met sy vriende en sy broer in die agterplaas van 'n huis in Springbokstraat in Chicago in die Parel-Oos, toe sy moordenaars op hulle losgebrand het. Hashim is in die kop getref en is op die toneel doodverklaar. Nog mense wat saam met hom in die agterplaas was, is ook gewond. Hierdie 4 word op 2 Maart 2026 gevonnis. Van 1 Januarie 2027 af moet sy Suid-Afrikaanse telekommunikasiemaatskappye soos Vodacom, MTN en Cell C verbruikers gratis toelaat om hulle databundels minstens 1 keer oor te dra voordat dit wel sal verval. Okasa het die regulasies reeds in Februarie 2024 begin hersien. Netwerke sal nie net outomaties enige ongebruikte bondel of 'n gedeelte daarvan minstens 1 keer aan die einde van die bondel sy geldigheidstydperk moet oordra nie. Hulle mag ook nie enige bykomende gelde hiervoor hef nie. Scottie Scheffler, die voorste golfspeler ter wêreld, het sy 2026 seisoen Sondag met 'n weggolsege in die American Express toernooi in La Quinta, Kalifornië begin. Die Australiër Jason Day het danksy 'n pyk 64 houe in die laaste ronde saam met die Amerikaners Ryan Gerard wat op 65 staan, Matt McCarthy en Andrew Putnam albei op 68 tweede geëindig. Gerard het in Desember ook tweede in die Mauritius Ope geëindig nadat hy 'n uitspelstryd teen Suid-Afrika se Jaden Shaper verloor het. Dis ook die 5de agtereenvolgende jaar wat Shaper minstens 1 sege in hierdie reeks agter sy naam gesit het. Die Zimbabweër Benjamin Follet-Smith het Sondag sy 3de toernooi in die sonskynreeks gewen, toe hy in die Cell C uitdagtoernooi in die Killarney buiteklap ook geseëvier het. Die Suid-Afrikaanse golf het vir die eerste keer in 'n lang ruk weer 'n speler in die top 50 op die wêreldranglys. Shaper, 'n jong Oos-Rander, is 50ste op die jongste ranglys na sy gesamentlike 4de plek Sondag in die DP World reeks in Dubai se Desert Classic wat deur die Amerikaner Patrick Reed gewen is. Joe Schmidt, die Nieu-Seelandse hoofafrigter van die Wallabies, sê hy stel nie daarin belang om die leiersels by die beleerde All Blacks oor te neem nie. Schmidt het saam met die All Blacks gewerk in die Wêreldbeker toernooi in 2023 in Frankryk, voordat hy in 2024 as die afrigter van die Wallabies aangestel is. Die nuus dat Schmidt enige begeerte om die All Blacks af te rig van die hand gewys het, sal 'n verligting wees vir die Wallaby spelers. Schmidt is saam met Jamie Joseph en die voormalige Wallaby afrigter
Dave Rennie as die moontlike kandidaate vir die vakante All Blacks rol beskou, terwyl Tony Brown, wat ook as 'n moontlike kandidaat benoem is, homself ook verlede week onttrek het deur sy verbintenis tot die Springbokke tot en met die Wêreldbeker toernooi te herbevestig. Jessica Pegula en Amanda Anisimova het gister vir geskiedenis gesorg nadat die Amerikaanse vroue tennisspelers die kwarteindronde van vanjaar se Australiese Ope toernooi gehaal het. Golf se 18-jarige landgenoot Iva Jovic sal vandag aan die ander kant uitstry die wêreld se voorste vrouespeler Aryna Sabalenka van Belarus die stryd aansê. Pegula het die 9 gekeerdekies 'n skoonstelle met 6-3 en 6-4 gewen. Anisimova wat verlede jaar 2 Grand Slam eindstryde gehaal het, staan egter breed in 'n landgenoot se pad. Anisimova het China se Jing Wang wat 46ste op die wêreldranglys is, gister met 7-6, 6-4 in die John Cain Arena gewen. Die 50 keer Alena Rybakina van Kazakhstan is intussen ook deur na die kwarteindronde nadat sy België sy Elise Mertens met 6-1 en 6-3 gewen het. Rybakina, een van die vroue tennisspelers se kragtigste afslaaners, kom môre teen die wêreld se naasbeste speler Iga Swiatek van Pole te staan. Swiatek het gister in haar wedstryd die onbesonge Australiër Madison Inglis met 6-0 en 6-3 ook gewen. Swiatek se enigste sege oor Rybakina in 'n Grand Slam toernooi was in die 4de ronde verlede jaar se Franse Ope. Jay Vine het ondanks 'n botsing met 'n kangaroo in die laaste skof van die Down Under as die algehele wenner in die fietstoer uit die stryd getree. Die 30-jarige Vine, wat vir UAE team Emirates strap, was egter weer vinnig op sy voete, het die fiets van 'n ander spanmaat gegryp en kon die voorsprong bo Mauro Schmid, Harry Sweeney in die stryd om die algehele titel beskerm het. Almal vra my altyd wat die gevaarlikste ding in Australië is, dan sê ek net, dit is kangaroos, het Vine aan verslaggewers gesê. Die Proteas skop hulle internasionale veldtog en voorbereidings vir volgende maand se T20 Wêreldbeker toernooi op Boland Park in die Parel af, waar die kaptein Aiden Making hoop dat Suid-Afrika kan voortbou op hulle belowende spyl in die SA20 se reeks. Beserings hou Tony de Zorzi, 'n duikspierbesering, en Donovan Ferreira, 'n skouerbesering uit die reeks teen die Windies asook uit die Wêreldbeker toernooi. Makram sê dis moeilik om gesprekke te voer met die spelers wat weggelaat is, maar is ook deel van hierdie sport. Wanneer jy egter kyk na die ouens wat ingesluit is dit almal spelers wat die laaste paar jaar as deel van die groep was en ek dink hulle sal onmiddellik kan inskakel, maar jy kan nie anders nie as om hartseer te wees vir die ouens wat die groep sal misloop. Lorenzo Musetti van Italië het gister 'n vriendelike waarskuwing aan Novak Djokovic gerig voor die twee tennisspelers se ontmoeting van die Australiese Ope. Die 5de gekeerde Musetti het gister 'n plek in die kwartfinale bespreek deur die Amerikaner in 9 gekeerde Taylor Fritz met 6-2, 7-5 en 6-4 te wen. Musetti wat in 10 probeer sla, nog net een keer in 2023 wat Djokovic gewen het, is egter min gepla oor die hittegolf en wil sake op tennisbaan warmer maak vir die 24-malige Grand Slam wenner, het hy gesê. Die Italianer voeg by dat die feit dat die Serviese superster lekker uitgerus gaan wees wanneer hulle mekaar die stryd sal aansee, is iets waarna hy wel baie uitsien. Intussen het Jannik Sinner, Musetti se landgenoot en die verdedigende Australiese Ope kampioen, ook net 3 stelle benodig om gister sy plek in die kwartfinale te bespreek. Sinner het Luciano Darderi, ook van Italië, met 6-1, 6-3 en 7-6 gewen en sy goeie spelpeiling van jaar sy toernooi voortgesit. Die Italianer sal al in die kwartfinale teen die 8ste gekeerde Amerikaner Ben Shelton te staan kom. Shelton het vir die tweede keer in sy loopbaan die kwartfinale van die Australiese Ope gehaal nadat hy Casper Ruud, die 12de gekeerde van Noorwe, met 3-6, 6-4, 6-3 en 6-3 gewen het. Vandag se kwartfinale sal Duitsland se Alexander Zverev teen Amerika se Linner 10 te staan kom, voordat Carlos Alcaraz van Spanje die gasheerlandse gunstelinge Alex de Minaur mekaar gaan pak. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Die weerberig vir vandag: Messina 21:33, Polokwane 16:31, Lephalale 18:35, Mbombela 18:31, Mahikeng 18:33, Pretoria 19:35, Johannesburg 18:34, Ermelo 13:33, Kalahari 23:40, Gaborone 21:36, Richards Bay 22:34, Pietermaritzburg 17:35, Durban 23:32, Port St Johns 20:29, Pongola 21:33,
Maputo 21:33, Bethlehem 15:34, Bloemfontein 19:35, Allewal Noord 20:36, Welkom 20:36, Vryburg 18:36, Kimberley 22:36, Appington 22:41, Prieska 23:40, Springbok 15:32, Karasburg 19:37, Keetmanshoop 20:39, Mariental 23:38, Alexanderbaai 15:26, Brandvlei 18:35, Loudritsbaai 18:32, Vredendal 15:30, Kaapstad 17:26, Sutherland 14:27, George 17:28, Jeffreys Bay 18:28, Cabarra 17:31, Graaff-Reinet 16:30, Kapogelas 15:25, De Aar 20:37, Molteno 16:30, Beaufort Wes 18:33, Oos-London 17:24. Die markte vir die dag, die rand verhandel teen R16.04 teen die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.10, die euro verhandel teen R19.02, die pond kos R21.93, die yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,893, palladium per fyn ons is $2,126, silwer per fyn ons is $109.12 Amerikaanse sent, goud per fyn ons is $5,090, Brent olie per vat is $65.88 Amerikaanse sent. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.